Blikkies afraai. Span. Ga Fred. Daarom in sync. Lekker boys. Soos julle kan sien, ek is terug van die jagveld. Bietjie gaan jag. Tyd vir 'n lekker jong. Boys, ons is al weer. Maar Upper East Side Hazelwood, nie in Stellies nie. I like it so met die wyn in die groep. Dis in Pretoria. Upper East Side Hazelwood, kom maak 'n draai. En Billy Boys is net hier langs aan. Laat ek vir julle wys. Boys, die Billy Boys burger. Smash of pause. Jong, die beste smash burger in Pretoria. Jy kry nie beter nie. Nie net dit nie. Nog beter. 'n Brandewyn boot. Jong, het jy al ooit 'n poot so bruin en so lekker gesien? Ek dink jy kry dit net by Billy Boys. Okay, so, In daai geval, nie weer enetjie. ja, Jy's terug. Hoe was die jag? jag, mooi bladskoot. Nee, in daai geval. Ek het 'n letsway bok geskiet. Maar hulle sê dit proe maar soos waterbok, soos ons maar sien. Ja, 'n bietjie biltong en droewors. Dis al wat ons gaan kry. En ja, maar laat dit begin. Hi boys. Raai, wie is ons gas op episode 4 vandag? Dis niemand anders as drumroll. Marco / Weseman Van ons. van ons. Ons is almal hier deel. Marco, baie welkom. Dankie julle. In die oë. So ek's middag. Ons hy. Lekker om hier te wees. What's happening? Ja boys, so het lekker. Dink jy het waar geword? Ja. Episode 4. Wie was dit? Episode 4 al? Ja, G-string was 3. Ja, G-string was Wie was 1 en 2 net julle? Ja, een was ek en Ulie en 2 was Vian Verseer. Ja. En John, lekker saam met Marco vandag. Dis 'n moeite voorreg vir my, ek wil net sê want hier's die ding is jy wil altyd iets join as jy mos nou weet, almal weet, dit gaan 'n big ding wees. En dan kan ek sê Jy was day 1 boys of day 4 was ek daar. Sien julle boys. So ek meen lekker by Billy Boys. Ek meen boys is die beste smash burgers. Ek moet dit weer eens bemark. Ek moet boys, dit is so lekker. As jy nog nie by Billy Boys was nie, kom maak 'n draai. Dis die beste burgers wat jy in die hele Pretoria gaan kry. Hier's die ding is mense wil dit ek moet dit obviously bemark oor as welkom, né? Ek moet. Maar jy wil. en dan is dit nie credible nie want dit is so sure jy moet. Maar soos kom hier die burger, dis regtig lekker burger. Soos ons liegers, ek meen hoeveel keer moet ons dit bemark voordat hulle kom, boys? Dis regtig lekker burger. Dit is regtig lekker. Daar's jy maak dit is so lekker. Sorry. Okay. Dis regtig lekker burger. En ek en Renier het Kaap toe gegaan. Die eet ons elke liewe smash burger daar. Ek dink ons het 8 of 9 smash burgers geëet en dit gerank en whatever. En hierdie was die beste, ek gaan eerlik wees. Ek like daai ding. Ek het nog gesmash, nee, maar soos as behoorlik soos 'n That's it. Nou raak dit reël. Kyk net hoe laat. Hy's maar vroeg in. Met my hande hou. Waar sien jy dit? Is jy servet? Wat skoot is so vet. Sorry. Die mense agter die kamera doen ja, dis ek kom. Maar jy kan nie happy want dit is regtig lekker. Ek het jou. Boys. Okay, so terwyl ek net my hande afvee. So Marco, Moet ek vir jou. Dis nou oulik. Wat ek het begin. okay, fyn. Sommige vinnige real start. Waar het jou musiekloopbaan begin? Ek moet hierdie in jou, né? Ja. Ja. Jong julle. Ek het eintlik nog altyd musiek geskryf op skool en goed, maar ek het nie gedink dit gaan soos ek gaan dit doen vir 'n lewe of iets nie. En toe was ek in 'n band toe ek op Boston was. A terrible band. Bad. Regtig sleg geklink. Ongelooflike slegte naam. Dit was net 'n bad band. Maar ons het mense daar gekry want ons was in die koshuis. So dan soos ons shows pomp. Dit pomp. Almal is daar. Ons eerste show was by Colburn Rollball Club. Shout out Lazelle. Ons het nou die Eden music video weer al geshoot. Anyway. Wat was die band se naam? Anyway. Die band se naam was Melodies, maar dit was gespel Mellow, soos O wees, soos Mellow Chill. D's met 2 E's en 2 Z'e.
Melodies, soos These Nuts. Ja, ja, basically. These Ek kry die idee, dit is kwaai. Nee, dit is kwaai. dat was 'n cool naam vir 2 Baie sekondes. neat, Ja. Ja. Maar toe is ons in 'n band en toe my bandmate Tian Kreer, Tian. hy het reg geswat. Toe trek hy Frankryk toe of Londen toe. Van Texel. Ja. Okay. En toe en hy was altyd soos ons kan nie rehearse nie, ons moet want hy moet leer, which I get. Dan maak baie geld nou. So goeie keuse want ek dink nie Melody is so rarig. Maar in geval toe was ons in daai band en toe los ons dit en toe op staan toe ontmoet ek vir die wy en toe wese man eintlik net op die voet gekom. Toe sien ek hierdie TikTok ding. Die algoritme was bietjie anders daai tyd. Dis baie like enigiemand kom op en jy kan wel dit spons is nou, jy kan opblaas as jy wil. I mean, dit is en toe sê ek vir luister. Toe hoor ek sy sing, sy pype, nee, sy speel nie. En toe sê ek soos kom ons vat net 'n kans, jy weet nie. Ek weet nie wat ek sien baie artists daai tyd toe ek nou nog nie geweet wat aan dit is ek soos dis baie artists wat dit maak en as hulle dit kan maak, dan kan ons dit. Ja. En toe kom ons op TikTok en dat was maar dit. Dat sê ek moet sê ek is een van die ouste wese man gevolg het van soos van die begin af. Don't lie. Van die begin af. Ek moet vir jou sê, nee. Cheers. Maar verdien dit. Cheers. Hierdie ding is swaar, dit vat 'n rukkie. Ek het eendag nog voordat julle ons soos begin het. Ons. Ek het by SuperSport Park gekry, was dit die SA toe net begin het. Oh shit. Is jy nie ou van wese man nie? Ek was ja, bra, yes. Neem ons 'n fotootjie. Boys, dit was rarig. Wese man was die snaakste ding. Soos Tom, jy het nie op jou Instagram ingegaan en nie wese man gesien. Soos in die eerste 10 minute het jy hom gesien. Soos jy het gescroll, wat ook al wese man was al. Dit was soos Pretoria Jules. Nou, dis daai soos Tom, dit was flippend snaaks. Ek meen, Dit sou ek nog idees gehad het. is wese man nog steeds 'n ding? Soos wese man is aan, die probleem is wese man. En dit was die intention op wese man van die begin af is om 'n platform te wees vir wat ook al ons wil doen, né? Nee? En dis wat ons nou doen. Die ding is ek post nie meer so baie net snaakse goed nie want ek post oor die band, ek post oor Billy Boys en goed want dit is 'n platform. Jy sal dom wees om dit nie te gebruik nie. Dis ons het gestig het. Ons het dit gestig van die heel begin. Ek het Boepa my vernoot. Ons het gesê ons gaan dit stig, ons wil geld maak. En dit klink stupid en bad. Was net soos as jy genoeg followers het, ergens gaan jy 'n geldjie kan maak. Dis wat ons gaan doen en dan as ons ander besighede het, dan kan ons dit promote en dit is presies wat ons nou doen. So happy met dit. Maar die ander content kom net so nou en dan. Want ek wil goed post wat seriously snaaks is. Nie en dis 'n probleem. Dis nie die regte strat nie. Enigiemand wat wonder, jy moet heeltyd post. Jy moet nie net nou en dan post nie. Maar ek like dit nie. Want ek wil net post as ek dink, yes, hierdie is regtig snaaks. Soos wat was die idee agter wese man? Soos wanneer jy dan besluit, okay, ek moet iets doen. Ek moet nou soos 'n profile maak wat mense gaan maak lag. Soos wat was die idee agter wese man? Wanneer het jy dit begin? Ons het my vernoot Boepa, né? Mense weet nie van hom nie. Hy doen baie behind the scenes. Hy doen die merch en whatever ons moet doen. Hy is ons money man. Dus hy sê vir my of ons geld maak of nie. En hy is soos 'n lopende brand. Hy was saam in die kos en hy's regtig skreeu snaaks. En I mean sy naam is Boepa. Hy's net I like net soos 'n brand en ek het altyd gedink soos yes, as ons jou net kan as mense net kan sien hoe snaaks jy is, dan gaan ons geld maak. Toe begin dit op hom. Toe vat ons Boston Be A Man wat ons net gaan wara Be A Man, hè. Toe sê ek gaan hom afneem en ons besluit wat ons gaan sê en toe begin dit die heel eerste een was as jy sukkel, hou op. Wees 'n man. So dan neem ek hom af en hy sê net dis so sulke foto's dan as jy sukkel, hou op en as die kamera op hom wat hy gaan, wees 'n man. En dit was al vir baie lank daai formaat. Dis is as jy die ys laat val, skop dit onder die yskas in. As die ys val voor die game begin, skop dit onder die yskas in. Dis die rule of thumb en dis nie ek het dit opgemaak, dit is reël. Maar toe doen ons dit vir lank. Jy weet, sit jou skoonma in die ou huis, wees 'n man. Maklik, vinnig. Sulke goed. Nee, ons het baie sulke. Okay. Soos as jy gaan as jy by jou meisie se ouers gaan kuier die eerste keer gaan kak op die oom se toilet. My zombies. En dis nie ek word opmaak. My zombies die man, wees die man. Ja. En maar toe wat gebeur het is en nou gaan die formaat lekker aan, ons begin bietjie traction kry. Toe het Boepa Bloem toe getrek. Okay. Toe het hy universiteit toe geskuif en toe ondervind ons is moeilik want ek neem hom nie meer af nie en hy is besig en hy sukkel bietjie meer om die goed af te neem. Toe sê ek gaan inspring hier en help video's maak.
En toe het rolle half net verander en ek maak die video's en hy doen die ander goed. Maar die original idee was, Boepa is 'n brand. Ek sien Boepa op elke hoed en op elke hemp in die land. Ja. En dit was die idee en obviously goeders groei maar dit was dis hoe ons begin het. Kwaai. Lekker. So was julle skoolvriende? Nee, ons het ontmoet in Boepa. Wow, Ons was saam in die koshuis gewees. Ek voel of ek hierdie ding so naby het dat jy my hy gaan my regtig begin optel. So, okay, so 'n bietjie meer aan die musiektipe ding toe nou. So ek ben jy het erbij obviously 'n band. Ons as julle nog nie ons ontdek het nie. Chom, julle is agter. Ons is 'n baie great band. Ek meen ek luister al hulle musiek. As jy nog nie het nie, gaan search bietjie ons op Spotify, julle. Okay, so hoe het jy en Rowan ontmoet en wanneer het julle nou besluit julle wil 'n band maak? Ek was saam met ken julle vir Rickert, dis haar broer. Hy's ook hier in die ek was saam met hom in Mopane ook gewees. En hy het altyd gesê my sussie sing, julle moet saam. En hy het vir haar altyd gesê want sy's jonger. Toe het hy altyd gesê, luister hierdie ou in die koshuis speel gitaar, hy skryf musiek, julle moet by mekaar uitkom. En toe by sy 21st. Toe ontmoet ek haar en toe is dit soos en ek en sy gesels en ek sê vir wel Rickert praat altyd oor hy sê hy kan sing en sy soos wel Rickert sê jy kan skryf of whatever ons moet by mekaar uitkom. Ja. Daai maandag 'n koffie opgesit en 'n koffie gedrink en toe nou is dit so 'n weird moment of truth want ons praat al jare hieroor begin gitaar speel kyk of dit kan werk en die sing ons as eerste liedjie saam dans van Rihanna nou dis in ons set dis ek moet in ons set dis en toe ons soos wel en daai oomblik is ek dink ons moet hierdie 'n go gee want sy het serious pype sy sing regtig goed Ja. en ek het ook besef in daai oomblik sy gaan die money maker wees en die ster wees en ek gaan want sy's regtig goed so dan kan ek 'n harmony 'n bietjie supporting en jy weet bietjie gitaar maar sy's goed en dis ek soos dit moet gebeur dink ek nou Ja, okay. So hoe het julle met die naam ons opgekom? Want ek meen baie mense sukkel om 'n bandnaam te kry, soos ek verstaan baie mense wil bands begin so hoe het julle met die naam ons? Ek meen dit is so uniek. Ek meen hoe het julle met ons dit was omdat ek was embarrassed oor die naam Melodies, my eerste band was nou net. Dis ek vir ek sal nooit weer 'n bandnaam in my lewe kies nie. As sy gaan dit kies en as dit lame is, dan gaan ek net sê dit was sy en as dit goed is, dan sal ek ook sê dit was sy man. Dis is 'n shop sy sal die naam kies en toe letterlik was sy skaam om dit te sê. Want dit julle daar was ook 'n theme, dis soos die duos is sulke een woorde, dis soos twee en reën en hulle en hy sê ons. Skryf so op papier ons. Dis ek soos Dit werk. Werk met die tema, werk like dis sulke I don't know, dit is 'n no-brainer vir my. Ons het nie eens ander name opsies gehad nie. Dit was net soos okay, ons is ons. soos as ons van die begin af. Ja. Toe rol ons dit met Dis dit. graai. Hoe was julle eerste krone show om te sing daar, die hele experience? Nee, insane. Dit was insane. Julle twee was daar. Ja. As jy nie weet nie, hulle twee was altyd daar onder die stage as jy daar was. Binne het hulle gesit en nee, dis insane, dis regtig lekker. Dis harde werk. Baie rehearsals en julle was daar met die rehearsals ook, I mean. Ja, was tot laat aande toe en Laat aande en Hoe was die stresvlakke geweest? Soos ek meen, was dit baie gestres? Ek ben vir die finale show. Ja, ek stres maar 'n bietjie meer as die average artist dink ek want dis omdat ek voel nie soos 'n born performer nie. Ek doen nie ander goed beter dink ek, soos 'n bietjie behind the scenes. Maar daar was ook ons het so erg ingeoefen en die klanke so goed gedoen en die ouens agter die desk, maar hulle weet so goed wat hulle doen. Jy's half soos hulle gaan jou nie laat sleg klink nie. So dit help. So die stres was nie so bad en as jy nou daar uitkom, dis vir my die naaste wat ek ooit gaan kom aan 'n Springbok want hoe gaan jy op loftes wees en ons in die crowd om jou is vol? Behalwe met dit. Ja. Dit gaan nooit Dis wel. So vir my ek het net daaraan gedink soos hierdie is jou eerste droom gewees. Soos ek meen as Marco uitloop op die trappies en hulle sien hom vir die eerste keer, ek meen is so Sia wat uithardloop hier vir 'n vol lof. Weet jy naby was ek om hierdie ding te doen dan? Tom. Ja. Dis die impies wat die Ja, gee my spies. Ja. Dis. Dit was naby. Maar nee, dis lekker. Dis bietjie overwhelming, maar dis baie lekker. Okay. En dan so vir Corona nou, nê. So daar was baie liedjies gesing. Dus Ja. Die aand met Corona en so. Wat was vir jou die beste deel van Corona? Soos die beste song, die beste act half gewees?
Want ek meen ons het baie gesien soos ek meen toe die Affies ouens nou gesing het. Ja, dat was met een Provinsie en daai en toe Bart op ons se skouers gespring het. Ja, Dit was beautiful. wat goed ingeoefen was, by the Ja, way. ja, ek Dit het is seker elke aand geoefen. Ja, wel elke keer met rehearsals dan sê die mense, julle gaan nie dit doen op stage, dit is te gevaarlik. Dit sê hulle nie ons sal nie. Kom jy aan, obviously gaan hulle dit doen. Ja, daar was 'n paar moments, daai moment met die Affie-koor met ek dink dit was Piper, Fense en Karen Zoe. Ja. En Bobby net vir Ja. jou, sweet. Dat was a massive moment. Maar daar was 'n Kurt Darren medley vir die wat nou nie weet nie. Daar was 'n Kurt Darren medley en dit was amazing vir my. Wat waar Kurt so met sy seentjie en sy dogtertjie en sy vrou omgeloop het. Ja, Hy's 'n maar- legend. Maar behalwe vir soos die moment, was dit lekker want dan besef jy, shit, hierdie ou het ongelooflike bangers. Want jy weet dit, maar jy onthou dit eers as dit in 'n ry gespeel word. En ek het die crowd gesien, hè, die hele aand. Dit was wanneer hulle dit geniet het. Ja. Toe hulle Kurt en hemel op Tafelberg en hop kom op en die Lekker saam sing. Ja. Ja. Wie was vir jou, soos ek meen van kleins af, wie was jou celebrity crush? Soos 'n Afrikaanse sangeres van kleins af. Ek het een soos wat 'n international een is. Maar soos in Afrikaans, ek meen soos Carlien, Ek Juanita. dink almal het 'n crush op Carlien al op some stage gehad. Ja. Ek dink jy moes al. Ja. En dis fair vir my work. I mean, as jy nie het nie. G-string het vir ons gesê hulle celeb crush was Lea. Leas baie valid. Kom ek stel dit diplomaties. Valid om 'n crush te hê op Lea. Sy's regtig beautiful. En sy's cool, sy's oulik. Jy weet, Ja. ek weet nie of Baie vriendelik. Ja. Sy's baie nice. oulik. Baie nice. Ja, maar sy's hot. Shout out Lea. Hier's 'n petersilie op jou mic. Jy eet bietjie rof. So wie was jou celeb crush in die Afrikaanse musiekindustrie? Oh, ek het 'n crush gehad op een van die girls van Sean 4 back in the day. En toe Ek ken hulle nie, ons is te jong. Is dit soos Sy die weet wie dit Beatles? is. Sy weet wie dit is. julle wag net gou. Hold up. Het jy 'n foto? Julle weet nie wie Sean 4 nie. Almal agter die Kom kamera. agter die kamera weet wie dit is. Ons het 'n weet gat in ons. Dis Ons die, gaan dis dit die opvoer. vrouens version van Eden. Kom ek sê julle, ek bel jou terug. Dankie vir dis Sean 4 en Wow. Nicholas Lou. Dink jy dis net Dankie Nicholas Lou? vir- Dink jy hy sien vrouens? Is dit hulle? Ja, maar in die musiek, Ek gaan soos loop. op die title en goed, sê hulle net Nicholas Lou. Hulle sê nie wie nog. Nee, dis Sean 4. Daai Sean 4. Wie dink jy gaan? Ja, ek het die- Hallo. Dankie vir Dink jy dis Nicholas Lou? Nee, Selle. dis Sean 4 anyway. Okay, maar behalwe hulle nou, wat die mense gaan ken. So, ek Die weet die mense gaan hulle ken. Ja, Okay. dis valid. Maar okay, ek sal harder dink vir jou. Ek wil net sê, een keer was ek by 'n Sean 4 show en as 'n klein seentjie toe, was ek te bang om hulle te ontmoet. Toe hy so hier aan die kant. Toe kom gee die een girl my 'n swinkie op my skouer. Ja. Was ek verlief? Verby. Ja, what do you mean? Natuurlik, ek sal nooit oor dit Jo, kom nie. Op my okay. skouer. Genuine. Dis maar al wat ek sê. Wie was al nog? Jo, julle ek weet nie. Ek dink nou aan soos Seonde Laan en soos aktrises en shit. Ek kan nie onthou nie. Dit was maar ek weet nie ek het na die mans icons, like was die kunstenaar icons vir my, die Steve en die Wie was jou gunsteling okay, soos mans icon, soos wie kyk jy op, soos wie wil jy wees as 'n kind? Ek meen dat is ek persoonlik my rolmodel was Kurt Darren. Ek het gesien Kurt sing, ek soos Kurt, ek hy van kleins af as ek sing Kurt. Ek Ja. meen, wie was jou nou soos Teens? ek het Eden gelove. Eden was my all-time en dis 'n weird ding vir my want toe ek klein was, toe het ek soos 3 CD's gehad. My oupa het vir my so 'n radiootjie gekoop. Nou luister ek die Campbells. O ja. Daai eerste banger album. Na. Almal ken As hy- En toe kry ons Eden en toe kry ons 'n Michael Bublé CD. Toe luister ek daai 3 en so Eden is 'n groot deel van my musical fondasie in 'n regte sens, nee. Nou nie 'n jokie manier nie. Hulle is baie van die harmonies en goed wat in my onderwyse musiek is as gevolg van Eden. En al daai goed wat Johan Forster en Ewald Kuleski en hulle geskryf het. Ja. So Eden was 'n massive een vir my. Okay. Het jy gesien Eden is nou weer bymekaar. Hulle gaan nou weer Nee, ek weet weet. nou hulle neem 'n songie uit.
Ek het daai song geskryf saam met Jerick, dis hoekom dit so 'n full circle moment vir my is. Jessie. Ons werk saam met Polly wat in Eden is. Hy is soos ons mentor en ons elke dag werk ons saam met hom. Dis actually cool. Ek het Toe dit gee hulle vir ons daai geleentheid. Dis soos die groot dis hoekom jy verstaan nie wat so groot moment dit vir my is nie. Dis Dis cool. So jy gaan definitief wel wees as hulle optree by Simply 7. Nee, ek het 'n shout out, ek kan net glo 27ste. In Stellies. Nee, in I don't know. Maar ons gaan op wees Ja, dat kan jy nou sê. by Stoetbul die 27ste September. Eden, hulle maak hulle Comeback. comeback. Ja. Hulle maak hulle comeback Eden die 27ste by Stoetbul. Ons is daar, ons sien julle almal daar. Stoetbul gaan gepak wees, boys. En as julle nie daar is nie, wil julle by die Ruste Winterfees wees. Want dis waar ek gaan wees. As julle vir Marco wil sien, 27 September By die Ruste Winterfees. Moenie sê as jy dit nie promote nie, julle. Ek dink is in Limpopo iewers. Nee, dis hier ergens. Ek wou terugkom vir die show. Maar ons is eers 8 uur op stage daai kant. Want dit is soos 'n uur Maak gou weg. klaar. Apparently. Maak gou klaar. 9 uur is jy klaar. Ry vinnig terug. Ek dink yes, maybe kan ons reël dat ons sê luister ons wil 7 uur speel, 8 uur eens, 9 uur. Ja. Ons hele kantoor is daar, nê. Die hele Kooleskie groep gaan al wees. Dit is 'n groot on. Dis Ja, oor man. die hele flipping provinsie lyk dit vir my. Ja, as jy nie weet nie, want jy's dalk soos hulle wat nie weet wie Sean Four is nie. Ken jy hulle? Is jy bang? Vra my. Vra my. Ken jy hulle ai? Vra my is jy. Ja, jy ken hom. Alles wat op die stokkie het hulle gesing. Superhero. Jy gee my nog steeds butterflies, dis ook hulle. Ek het nie geweet dis Maar alles ou, hulle nie. nee. Dis mal. Jy gaan verbaas wees daar. So ons weet eintlik niks, boys. Ons is 458 Italia. Eden. Ek maak nie goed op hier. Kyk, mooi storie. So hoe het jy en Renier ontmoet? Want ek ben Renier het Waste Cafe. Ek ben julle weet wie is Renier Waste. Ek meen is Bernice se boetie. Ben hy het Waste Cafe en toe nou na Waste Cafe toe begin Billy Boys so 'n paar maande terug. En die gesig van Billy Boys Marco, kyk. Jou tweede naam is actually Billy, né? My bynaam is Billy. bynaam is Billy. Ek het dit dis 'n self-made tweede naam. Okay, Unofficially. Het dit Nee, ek het dit net gemaak. Wow. het dit 'n invloed gehad by Billy Boys soos omdat jy uit Billy Boys Dit is hoekom ja. Okay. Nee, beseker. Dit het begin as 'n joke die hele Billy's ding want toe ek 2 jaar was toe verkoop ek presets. Ek weet nie of julle weet, ag julle is so jonk, ek weet nie. Maar presets is soos jy koop 'n filter, né? Nee, vir foto's, maar dan sit jy deur Lightroom. Dit was 'n big deal op 'n tyd. Toe verkoop ek presets. Jy weet wat's presets, né? Nee? Toe verkoop ek presets en toe verkoop ek dit toe begin ek dit verkoop saam met soos like mense in die industrie en aktrises en goed. En toe begin ek dink ek's ryk op 'n tyd. Nee. Ek was nie, maar vir 'n 2 jaar was dit soos Ballad. Yesie, okay. En toe het my pelle so gespot dan hulle soos yes man, surely gaan jy 'n biljoenêr word en ek soos ja, gaan 'n biljoenêr word. Noem my sommer Billy. Dit was 'n joke, dit was 'n joke. Ja. Maar toe sê ek soos ek gaan dit manifest. Al julle bliksems gaan my Billy noem totdat ek 'n biljoenêr is. Dit was die running joke, né? En maar ek glo in lewenspreek. So noem my Billy. Ja. En I mean ons het Billy Boys nou. Nou is dit Billy Boys. Ja. Soos ek weer eens sê, die gratis Smashburger in Pretoria. Gratis Smashburger in Nooit Pretoria. kry nie. Ek sien by Billy Boys. So okay. Wag, So laat ek bietjie iets vra. Alright. gaan. So is jy 'n burger of 'n pizza ou? Burger. Burger. Alright, dit bring my dan eet jy jou burger met 'n mes en vork of vat jy hom hande morsig? Ek kan nie die waarheid praat hier nou nie. Want ek voel daar's baie judgement vir mense wat soos Ja, daar is. So ek gaan net sê ek's 'n hand ou. Okay. Ja, dis 'n veilige opsie. Die ding is ek like om my elke happie te keer uit. Ek wil besluit wat sit ek op elke liewe happie. Dis hoekom ek partykeer Soos 'n tower. vat ek 'n mes en vork. Ek voel as jy nou soos op die eerste date gaan met 'n girl en jy Ja. besluit nou okay, jy bestaan nou vir jou burger. Jy gaan altyd met 'n mes en vork eet. Maak nie saak wat jy eet nie. En jy dit sit jou onder soveel stres, nee, want ek meen Ja, jy moenie dit doen nie. Jy moet partykeer uitbreek. dis so moeilik om 'n burger te eet met 'n mes en 'n vork. Ek kry dit nie reg nie. Ja, maar dis nee, maar daar's 'n paar goed jy moet doen op 'n eerste date. En dit is een van jy kan niks doen wat jy weet later jy nie gaan doen nie. Want dan is dit 'n moeë soos 'n surprise. So jy eet hom in die hand. Dis ook al wat ek wil net die kras is, maar altyd op 'n eerste date. Ja, ek kan nie dit sê nie. Nee, sê dit goed. Ja, Dis veilig, dis 'n veilige omgewing. Mooi te stel nie.
I don't know. In elk geval, okay, kom ek sê so. Jy breek die ys op die ergste manier moontlik. Hoekom? Want dan het sy jou slegste kant gesien. Ja. Verstaan jy En wat dan ek sê sê? dan laai ek, dan Jy weet waarna ek verwys nou. Ja. Jy gaan doen dit. Jy doen dit, jy kry dit verby. Jy gaan doen dit. In of flat. Ja. Daai ding. Nee, definitief. Jy gaan kak in of flat, dis wat jy gaan doen. Jy gaan op 'n koffie, jy kak in of flat. Hoekom? Na dit jy moet hierdie goed uitbleep. Na dit, want dan is dit soos, ja, hier is terrible. En dan na dit, wat's erger? Sê my. Maar Dat is die ergste verby. Maar jy verstaan, dit maak 'n goeie punt. Wees 'n man. Want Beste man, kakken of flat. Eerste tyd. Jy doen Cheers op op eerste dit. tyd. Ja, cheers op dit. Jy moet dit doen. So messenvark, jy doen dit net, jy eet net met 'n messenvark as jy dit sou doen anyway. Maar jy kan dit nie op eerste tyd doen en dan nie op die tweede en derde tyd. Dit sin maak. Okay, so okay. So ek meen, hoe het jy en Renier ontmoet? Want ek meen julle is albei saam by Billy Boys. Hoe het julle ontmoet? Ek het Renier ontmoet by 'n show want jy ontmoet nou maar obviously van die ander kunstenaars deur die shows en goed en dadelik ek het altyd respek vir hom gehad of daar was altyd so 'n wederwysige acknowledgement van ek kyk op na hom oor al die goed wat hy doen. Ja. En hy het potensiaal in my gesien wat ek nie eers eintlik self in geglo het nie. Maar dis sy groot sterkpunt is hy sien potensiaal waar niemand dit raak sien nie. En dis hoekom hy is waar hy is. So hy het Whiskey 5 opgemaak. Toe maak ek 3 Montreals oop in die Kaap. Toe maak ek Upper East oop waar ons vandag sit. Sure. Lyk nie bad nie. Ja, Billy Boys is sy 6ste restaurant. Die ou is 27. So I mean, Dis crazy. hy weet wat ek doen en toe het ons ontmoet en een aand toe sit ons by 'n spot by 'n restaurant en die plek langs dit is te koop. En hy sê hy dink ek gaan dit koop. En ek sê wat gaan jy doen? Hy sê hy weet nie. Toe sê ek kom ons maak Smashburger of kom ons nee. Toe sê ek kom ons maak 'n Billy's oop. Ek het nie eens gesê wat nie. Ja. Toe is dit soos 2 weke, 3 weke toe kom hy met die volle idee. Hy sê die naam is Billy Boys. Ons gaan Smashburgers maak. Is jy in? Ek sê ja, ek sê what do you mean as ek in? So dit is alles sy brainchild. Hy is die ou wat weet hoe die shit werk. Hy is die ou met die planne. Al die credit moet na hom toe gaan. Maar wat hy goed doen is hy weet wat hy ek wil nie sê nie kan doen nie, maar hy weet dit gaan dalk slimmer wees om iemand te kry om die marketing te doen. As opposed to hy wat dit doen. En so hy maak sulke slim deals wat vir my sulke goeie move is. En dis hoe ek en hy vernoot is, maar hy doen 'n uitstekende job. Okay. So ek meen, een van die laaste video's wat hulle gemaak het in die kombuis, jy en Renier was al besig en hy wou jy gebrandmerk het met die Billy Boys. Het jy al 'n brandmerk van die Billy Boys? Soos van die teken. Het jy 'n regte brandmerk? Ja, julle gaan ook daar. Ons gaan almal brandmerke op die boot. Boys. Dis kom ek op my regterboot sit. Die ander een is Ek sien jy sit. ja, ek sit skeef. Gemaklik. Ek ry so my kop is al by die venster uit as ek bestuur en ek kan nie op my linkerboot sit nie. So, okay. Wat gaan dit dan nou doen? Hulle dink ons joh. Hoorie, kan ons 'n mallet van jou verwag? Ek het al 'n mallet gerol. Regtig? Ek stem dit. Ek stem dit. Die probleem is soos draai jy jou kop, jy het 'n lekker kul wat hier aangaan. Ek het nie dit nie. Boom. Maar daar gaan dit so. Dis maar dit vat lank. Maar dis ding ek wil nie dit elke dag moet. Ja. Maar jy moes my gesien het, John. Ek het soos 'n maand terug, nee, ek het my hare uitgegroei van einde laas jaar af. Oor regtig. Beloof. En toe besluit ek, kom ek gaan perm. Toe kry ek lekker krulletjies. En toe sny ek dit bietjie af. Sit my gou, kry my in die loop. Hoe werk 'n perm? Wat is Hulle sit seker klomp krulletjies in jou hare, nê? Soos jy weet die vrouens hulle gaan gaan val hulle hare. jy oumas. my bly. As daai krulletjie bly. Chom, ek beloof jou, die- Of gaan jy stort weg is. Nee, so die eerste 3 dae dan lyk jy lyk soos 'n nar, okay? Want so elke liewe haartjie waar in die krul was, is gekrul. So daar's soos jy sien gaps in jou kop. Okay, dit lyk baie weird. O. En dan soos na die 4de dag, wanneer jy nou jou hare gewas het en alles, dan lyk alles weer normaal. Maar met krulle. So dit lyk bietjie Ja, dit hou so dit hou so 4 maande. 4-5 maande, ja. Dan gaan nie weer. Hier's 'n bietjie van die perm nog in. Ek het glad die krulhare nie, hè. Dis heeltemal reguit en die krultjie bietjie Jo, ek kan nie dit glo nie wat jy nou sê nie. Sy hare was so reguit soos Jy joune. het nie krulhare nie. glad nie. Glad. Want dit lyk goed. Ja, dit doen. Dit lyk soos of hy wat ek sê is ek wil nie want die ding is ek's op te veel plekke wat ek nou word ek wakker in Vogwil of iets wat ek nie eens weet waar ek is nie. Hè? Volgewil.
Ek was al in Vogwil en ek weet nog steeds nie waar dit is nie. Weet jy wat die lekker ding is van hierdie perm, hè? John, jy word wakker in die oggend, hè? En gewoonlik vir die perm, hè, maar haar is moerse reg soos joune, hè? Ek wakker. Ek sien, hy lê so 'n bietjie, dan maak ek hom reg. Hy lyk soos wat dit nou lyk. Dis die beste ding van 'n perm. Dis nice. Jy hoef glad nie baie, dis niks haar mynt. Het jy so jy het nie 'n wax of ding, want hier's wat ek in my kop is soos ek wil nie elke oggend nou word ek in Vogwil wakker. Nou moet ek eers my hare gel. Nee, glad nie. Jy net opstaan en rok. Ja, ek Ja, moet sê. maar kan by die garage stop, switch. Dan gaan ons. Ja. Jy weet as jy hare nat is, gooi met die venster uit en wil jy ry. Want dis nou dit nou is. Vanaf. Okay. Het jy al ooit aan Sonneke se hare gevat? Ja, baie, ek love it. Jy doen dit net. Jy gaan hier agter en jy druk jou vingers hier agter en dan hy daar by die good stuff. Ja, dis so lekker warm. So hy raak nie angstig of so nie. Nee, ek dink hy groei dit sodat ons aan dit vat. Okay. So, dink jy sal ooit sal jy ooit jou hare so lank kan groei soos ons? En dink jy dit sal pas op jou? Nee, ek het as 'n student dan moet jy mos nou jou hare 'n bietjie groei want jy gaan dit doen en alles. Nou ek het dit 'n bietjie langer geword, maar dit het so bad gelyk op 'n stand as ek dit just ek weet jy moet dit doen. Ek gaan nou net die bullet buite net sê ek het dit nooit gedoen nie want dit lyk terrible. Ek is besig om dit te verloor hierso. Ja. So nee, ek dink nie so nie, maar dit soet party ouens. Dis soos Zaan sê altyd ja, hy word weer goed om dit te sny. Hy sal nie. Ek dink hy moet nie. Dit pas by sy Dis musiek. sulke Zaan ding. Ja. Dis all over the place altyd. En dis cool. So ek kan nie dit doen nie, maar ek hoef nie. Ek sien 'n moerse vanilla band, you know, ons hoef nie cool te wees nie. Ja, You know what I'm 100%. saying? Like verlief goed. Ja. So jy weet seker ons gunsteling kerkplek in Pretoria is Stoetpil. Stoetas. Ja. Wat is jou gunsteling kerkplek in die dorp? Billy Boys. Billy Boys. Billy Boys. Onderwy. Ek het baie altyd gehang by Goat. Ek het nog steeds groot liefde vir die ouens daar. Dan vir nou en daai hele span. Baie goeie entrepreneurs oor die eienaars span van the Goat. Hulle het 'n klomp plekke. En ek het net waardering vir hulle. So ek like the Goat en want dit is 'n lekker plek en ek hou daarvan om te ondersteun, maar daar's nie 'n plek soos Billy Boys nie. Ek voel tuis. Ek voel dit is net 'n en obviously moet ek nou hierdie goed sê, maar dit is 'n ander experience vir my. Ek weet nie hoe om te verduidelik nie. Jy loop aan is soos okay. Dis 'n homie Veilige hawe. ja, en dis soos julle ek's elke dag hier, hè. Ja, ons weet. Ons kry elke keer, ons is baie, ons is 1 keer 'n week hier. 3 keer. Maybe 2 keer 'n week. 5 keer 'n week. Ja. Kyk, soos maar ek ben elke keer as jy sê ons Marco hier, so hy lieg eintlik nie. Ja, maar jy moet al wees. Jy moet jy moet al wees op die vloer. Ja. Jy Ek moet ben hy bemark dit nie net nie, boys. Dis rarig, hy's rarig elke dag hier. Ek ben hierdie burgers is die beste. Vir die 3de keer op hierdie een episode kan ek nie ophou dit te markie. Beste burger in die land. Rarig so lekker in hierdie chips. Ek voel ons moet so sit. Dis 'n tipe MasterChef episode wat ons het. Dit is op 'n barbecue so lekker. Dis die grootste burger. Ek weet ek het myne nou so plat geslaan. Hy's nou so, maar hy is so lekker. Ek meen kyk hoe mooi lyk daai burger. Soos wys dit gou vir die mense daar. Dit is so mooi. Soos jy het nog nooit come on. Hierdie is nie 'n paid ad nie. Suiserig. dis nou paid promotion. Ek meen boys is die beste burger. Hy't so 'n bietjie van 'n shine hierso. As jy die lig op hom skyn, hy reflekteer. Jy kan in die burger in kyk en jy kan jou eie hare kam. So skoon is hy. Hy skyn so mooi. Kan ek julle 'n cool storie vertel van hierdie burger? Op die opening night, teen die opening night het ek nog nooit die burger geëet nie. Want ons het die bun apart getoets, ons het die patties apart getoets, ons het die sous apart getoets, alles. Dan bring hulle soos bordjies in, dan blind rank ons almal die patty. En dan is dit nou verskillende patties, hier's meer vet en hier's minder. Soos 'n moeë proses, nee, ons gaan nou hierdie burger toets, maar nooit die hele ding saam gesit nie tot die opening night. Opening night ek so nervous. Ek het nog nooit geëet nie en almal is soos great burger. Daai aand, maybe 9 uur. Hap ek die burger die eerste keer ek soos o my heerlikheid. Dis 'n lekker burger. Vragtig lekker. So, ek meen julle het baie burgers op julle menu. Ek meen julle het die Billy Boys, julle het die Bacon Boys burger. Ja. Wat sê een is jou gunsteling? Het jy al 7 probeer? Ja. Die Bacon Billy is dis iets special. Ek love die original Billy Boy. Ek eet hom probably die meeste. Hoe ek dink goed is die original is probably my want dit is jou
benchmark, né? Ja. Maar daai bacon billy, dis soos 'n burger met bacon jam op en bacon op. En ek weet nie dis soos daai bacon jam is soet. So dan is dit hierdie weird soet en sout. Dit laat my dink aan soos die KFC wanneer hulle mos goed tussen twee donuts sit. O ja. Ek imagine dis hoe dit proe. Ek het nog nooit geproe nie, maar dis soos 'n soet en savory ding. Oh, it's a beautiful ding. Dis regtig lekker. Smaaklik. Ja, dan is daar een met brisket op. Hy's lekker. Chow burger. En een met caramelized onions op. Hy's ook lekker. Ek het nog nooit die vegetarian een geproe nie. Ja, dit sal ek, ja. Sorry. Maar hoor, is lekker. Maar ek weet sê enigiets met bacon op is eintlik lekker, né? Soos ek meen, enige burger met bacon. Sit bacon op, ja. Dis Soos eenvoudig. ek meen as jy voel jy kort iets, Bacon, dis bacon. bacon. Ja. Okay, en ek meen, okay, so wat kan ons in die toekoms van jou verwag? Soos okay, kom ons sê nie van jou nie, van ons. Soos is daar enige liedjies waaraan jy werk? Absoluut. In die toekoms, Ja. is wel lekker, soos nuwe bangers, wat jy kan verwag? Ja, absoluut. Ons het 'n klomp liedjies in die bank waarop ons altyd sit en dan is dit soos ons kan enigiets uitbring, maar dit hang mos maar af waar jy is, wat het jy nou net uitgebring, wat se seisoen is dit. So, maar nou bring ons 'n song uit vroeg Desember. En dan moet dit obviously 'n lekker banger wees. Ja. En ons probeer met ons laaste liedjie se naam. Dit was bietjie van 'n dance vibe in die post-chorus gesit, net om bietjie te toets en 'n bietjie 'n segue te maak van die gewone goed. Dan gaan ons bietjie meer dans. So die volgende jaar die plan is dit gaan 'n dance party liedjie wees. Maar ek skryf hom nog want die ander goed wat ons het pas nie op daai vibe nie. Maar ons plan is om ons lovey throwback 2000 musiek, die Katy Perry's en die Timbalands en al goed. Ons love dit. So ons gaan ons hand probeer en dit en kyk wat Okay. gebeur. Ja, en as wat Gaan nie, Ja, gaan gaan So. O, laaste vraag dan. Dit bring ons by nuwe ding om te verwag van Billy Boys. Waartoe gaan ons? Jo, ek kan nog nie te veel weggee nie, maar ons bly nie in Pretoria nie. Dit kan ek vir jou beloof. Die feit ons gaan die plan is om oral anders te wees ook. Ja. Kyk, ons toets 'n konsep hierso en ons groep en ons mense hou daarvan en ons hou daarvan. Ja. Maar ons gaan nie hier stop nie, dit was nog nooit die plan nie. Ons is definitief nie hier om ons hare te sny nie. Ek dink nie enigiemand wat so iets begin doen dit om net 'n bietjie sukses te behaal nie. En dis Kom net bietjie wat te start. ja, maar Stellenbosch. waar soek julle Billy Boys? Dis wat ek wil weet. Bietjie Stellenbosch, bietjie Potch. Ek voel 'n stellies, ek voel 'n Potch, bietjie bloem, bloemfontein. Bloema. Ons het al Durban. 2 of 3 navrae gehad van bloemmense wat sê hoe kan hulle deel raak in 'n franchise? Which is interesting van Bloem. Ek het nie Ja. geweet Ek het nie geweet daar so baie mense in Bloem nie. daar's moerbare mense in Bloem. Tuurlijk. Want Bloem is net 'n moerse dorpie. Dis al die boere, Dis 'n plattelandse dorp, maar dit is massive. Dis so groot soos 'n stad. Nee, definitief. En Bethlehem. Wel, as jy van Bethlehem. Is Lindrey, daai Lindrey. Linder is my broer. Ek weet van hom want hy speel met Boepa. My heerlikheid. so Okay. Marco, nee. Okay. So as jy nou soos ek weet G-String het nou hulle laaste song wat hulle uitgebring het, hulle Nietzsche en met hulle saam met Zaan gecollab. Ja. Is daar enige ouens met wie jy baie graag sal wil collab? Skip. Gooi ook nie vir Of daar is altyd wat ons wil doen, maar dit is 'n interesting ding omdat ons 'n band is. So Dink jy ons en Zaan sal so sê? ja, dis nou die ding wat ek wil sê is soos die ek love vir Zaan. Ek het 'n moeë sagte plek vir hom en ons is baie tight en alles. En dan is dit soos dit gaan 'n ballad moet wees, nê? Ja. Ons gaan hom halfpad moet kry en hy gaan ons half moet doen want hy's 'n rocker. Ja. En ons doen Lekker, soos Baie lekker musiek. sokkie musiek. nee, ons doen dit. So dan is dit soos mag ons mekaar kry, maar ek dink iemand soos Rian Benardi. Ja, dit's 'n groot ding. Ek's 'n massive fan van Lizzie Basson. Sy sing ook. Ek's 'n massive fan van Lizzie Basson. En jy het die eerste gehoor, Lizzie Basson gaan massive moves maak. Sy het al klaar, maar dit gaan jy het die gehoor. Ons gaan terug gaan na hierdie video toe. Sy gaan huge wees. Het jy al ooit Lizzie Basson geluister? Sy's baie talentvol. Ek het actually soos een of twee liedjies van op my playlist, hè. En dis great musiek. Soos as sy opkom dan sê ek soos wie sê ek wil. En dan luister ek na haar stem as ek soos John. Ja, die sy's gaan goed, sy's baie goed. Wink wink Lizzie Basson podcast Lizzie. episode 5. Sy's ook Desember by al die groot Joels en alternatiewe groot en al goed. En dan ek
ek voel baie sterk oor 'n Rihanna Nel collab ergens. I don't know why. Ruwyn Rihanna Nel is baie goeie vriende. Dit is 'n icon. Dis waar ons journey begin het, dis by Rihanna Nel. So ja, I don't know. Okay, so ons het vanaand 'n baie spesiale aankondiging. So ons producer / cameraman Ion so al die edits wat julle sien van al die podcasts, al die shorts. Dit was Ion boys. Ek en Ulie sit hier, ons maak die podcast, maar agter die skerm sien julle eintlik niks. En Ion gaan ons ongelukkig verlaat na hierdie laaste podcast van ons met Markie. So ons sal vir hom baie Ion, kom hier. Ja. Laat julle kan sien hoe lyk hy. Kom hier, Ion. Laat ons bietjie hier in. Kom hier. Ion. Julle, Dis 'n hartseer. dis ek raak so emosioneel. So ek meen al die podcasts wat julle sover gesien het, wat julle gelike het en al die shorts, al die goed. Julle, dit is so baie werk, julle verstaan nie. Ek meen Hierdie ou moerse job, hoor. Jy verstaan nie mooi nie. Ion, Dis my. dis Die boot het hy hierdie ou doen alles agter die skerms, al die harde werk wat julle nie met die dinge sien nie. Dis hierdie ou. En ek meen boys, alles gaan nie altyd hoe julle beplan nie. En ek meen ek sit hier met 'n hartseer hart van hom. Jy is baie emosioneel. Ek is baie emosioneel. Maar hy's altyd emosioneel. Ek meen Hy's altyd emosioneel. hierdie is ons laaste episode sonder hom vanaand. So boys, Shout van out. ons kant af wil ons baie dankie sê vir jou. Sommige was 'n moeëse voorreg. Dit was 1 maand nou vandat ons hierdie gesien het. Ek weet nie wanneer ons hierdie gaan release nie, maar Seker oor 'n maand. ja, seker oor 'n maand. Want ons het wat? Ons het 3 dae terug vir G-string geskiet. Ja, so ek meen Maar julle weet dit nie. ja, julle weet dit nie. So ek weet nie wanneer hierdie podcast gaan uitkom nie, maar boys, Ion, hierdie is die ou. Boys. Kom maar die brilletjies. Wat ek kom aan. Ja, Vir een laaste keer. wil jy die outro met die mic doen? Nee. Die pink mic. Kom ons gee asseblief vir Ion een moer se fucking hande klaar. Ek het vir Ion, ek weet ek kan nie Jy veel. loop soos 'n donkie gery partykeer. Okay, so Ion, Hy dit is ja. okay, so kom ons vra vir Ion 'n paar vrae. Hier is Nee. Oh, was dit nee. Hierdie gaan dit. Ja, ons moet. Nee, hier is glad nie beplan nie, Hulle begin die ding by hom hou. So hier is glad nie beplan nie, nee. So Ion, hoe gaan dit, ou? Hoe gaan dit? Dit gaan baie goed. Ek sit flippe besig. Dit was 'n boerseer geweest om saam met julle hier te begin. En ek voel sleg want nou is julle op julle voete en nou gaan ek gaan maar En dan is loop maar- hy. Ja, dan loop ek sê vir julle dit is eintlik selfsugtig. Ek is eintlik 'n baie selfsugtige mens. Maar nee, julle het 'n lekker sukses ding so gegaan. Bra, ons sal nooit van jou vergeet nie. Nooit in ons lewens ooit nie, soos Ek wil game. Maar kom jy dan moet. Dankie. Dit is eintlik die tweede keer dat ek jou met mense saam jy saam met Jy lyk vir my goed. Ek het al 'n videoetjie vir julle gemaak daar by Tuine van Oh, die begin van shit. die- ja. Ek onthou, net vergeet. So, man, nee. So, Ion, wat is jou, waar sien jy, ek weet hy sy eie, projek- Shot in Time. Shot in Time is sy Matriek, die Is dit jy? music videos, promo Ek videos. steek in 'n video vir ons een keer gemaak. Dankie. By By Tuine. Tuine is die shows nog. Ja, ek dink aan die skool Ja. show, want ons het 'n show by Tuine gehad. Ja. Ou, het ek nie gedm nie. Ja, jy het. Doen jy kan ek jou kry? Sorry julle. Jy wil nooit terug gediem nie. Bietjie besig. Baie nie. Nee. Dit was 'n uitstekende video daai. En ek het jou shots gevat en toe maak ek Dingetjie. Ek vroeg was Ruwy. nee. Want Ruwy swat ons bemark. Sy doen. Maar my naam is Mark. Oeh, so dis in die naam van Mark. I don't know. Bemark, Marco. Kyk maar hoe besig is jy? Kan ons Nee, ek's baie besig, maar ons maak altyd planne, jy weet. maar as ek mos die regte ry betaal dan is dit mos fyn. Natuurlik. Luister boys, Yes, dit was goed gedoen daai ding. as julle ooit iemand nodig het, vir matriekafskeidfoto's. Ek so impressed dan want hy ry regtig Balle. Chom, hierdie ou, ek het nog nooit iemand Ou mens, ons is besig om my te glaze hierso. Dis bad. Ons bemark Dis 'n jou. glizzy. Boys, as jy ooit matriekafskeidfoto's nodig het, kontak vir Ion van Sail Dankie julle. /Shot in Time of soos enigiets wat julle 'n video wil neem. Dit gaan net ek gaan nie meer die video's doen nie. Maar ek gaan nee van Bowling Band. Ja, van Bolle Maar ek gaan altyd in die group chats wees, altyd help. So Boys, hierdie ou, sonder hom sou ons nie hierdie kon begin nie.
So, julle moet vir hom dankie sê. Ek en Ulie is in die gesig, maar agter die skerms is dit Ion. Kom ons sit 'n snippet in van daai goed wat hy vir ons gedoen het. Ja. Daai video. Boys. Hierso. Sit julle hande bymekaar. Vir die een en die enigste Ion van Sail. Sit die video in. So in hierdie blokkie. Maar bly stil die video speel. Presies in Die hierdie video speel blokkie. nou. Druk play. Vibe met dit. Druk. We're almost finished. Pragtig. Ouens, daai het julle dit. Beautiful. Gee my die mic. Kom 'n bietjie drop. Ek hoop jy breek ja. Kan ek jou nommer Hierdie Hello Kitty. Yes, ek sal nou vir gee. asseblief? Check hom manne. Nog 'n besigheidsdeel. Boom, bam. Kokkie mic. Nog. Dis episode 4 van Bol en Banter. Ek hoop julle het dit geniet. Ons sien julle op die volgende. Cheers. Cheers. Yes, ek was baie impressed. Raar, Ek kan nie onthou nie, maar ek was baie impressed met dis hoe ek jou gevra het dat ek nou so Ja, jy kan